Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. 'n Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Weereens wees gegroet in die soete oorwinnende naam van ons Here Jesus Christus. So my 'n blye voorreg om weer vanaand die woord van die Here met u te kan deel, sodat ons weer vanaand kan weet, wat het God in sy stoorkamer vir die kerk en vir die wêreld in 'n tydvlak en in 'n tydgleef soos nou. Weet jy, ons kan niks doen sonder die Here nie. As ek gaan kyk binne in die geskiedenis van Israel, het God 12 stamme gekies vir sy volke. En ons gaan kyk binne in 'n dag is daar 12 ure. En alles het so 'n fenominale betekenis. Want as ons gaan kyk in die Bybel, skryf Paulus iets baie dinamies waar Paulus sê, wat is die voordeel van 'n Jood? Ek dink dit is in die boek van Romeine 3 vers 1. Hy sê eerstens dat God sy volle woord aan ons toevertrou het. God sy woord aan ons as die Jode toevertrou het. Nou waarom sal Paulus dan hierdie stelling maak? Ja, want die woord was vir die hele wêreld 'n verborge boek, omdat dit in syfers geskryf was en nie in letters nie. En dis waarom ons natuurlik hierdie film ook sien, The Matrix, dit gaan oor die getalle in plaas van die letters. En ons kan sien dat elke getal, elke syfer het 'n goddelike beteken. Daarom het God ook die aarde in die kode van getalle geskep. Dag 1, dag 2, dag 3. So dit is alles in getalle. So die syfer 1 verteenwoordig God, syfer 2 verteenwoordig getuienis, syfer 3 verteenwoordig die drie eenheid, which we know Trinity, syfer 4 verteenwoordig om die aarde in besit te neem, syfer 5 die getal van genade. Want toe Dawid op die oorlogsveld gaan, het hy besef, hy kan nie alleen gaan nie. Hy moet met die getal van genade gaan. Daarom het hy 5 klippe saam met hom geneem. Want genade het die krag om te manifest. 6, die getal van die mens, the weakness of the human. 7, number of perfection. 8, extension of a new beginning. Dawid was die 8ste seun van Isaai. 'n nuwe era vir 'n koninkryk het aangebreek vir Israel. 9, vrug van die Gees. 10, orde. 11, confusion. 12, restaurasie van apostoliese gesag. 13, 14 tot op 100. Nou as ons die getalle kyk, kan jy sien, hier was dalk 1, daar was 7, daar was 10, daar was 12. En op die einde van die dag het al die getalle 'n volledige boek in plek gesit. So as jy dan nou die Bybel lees, het die Jode vir ons die voorreg geskep en geleentheid gegee, dat ons ook kan verstaan wat die Here deur die getalle in die aarde oor na die mens gebring het. Al die eer aan die Here. God is fenomenaal, God is groot, God is magtig, en daarom staan Paulus geensins terug om te sê, wat is die voordeel van die Jood? Hy sê ten eerste, dat God sy woord aan ons toevertrou het. Nou verstaan ons, hulle het die voordeel, hulle het die voorsprong, en daarom kan jy sien dat hulle tot vandag toe, is Israel, die world lead nation. Nou vanaand, het ek 'n besonderse woord vir u, in die boek van Filippense, en ek wil graag vanaand hierdie woord tema, hoe om jou sukses te betree, hoe om jou sukses te betree, of hoe om die lewe van sukses te betree. En hier is 'n paar sleutels wat ons vanaand wil deurgee aan u as die hoorder, en ek weet dat hierdie woord vanaand vir u geweldig gaan bou, en dit gaan u toekoms oopsluit. Weet jy, ons soek suksesse daar buite, die wêreld gaan vir doktersgrade, hulle gaan vir pioniersgrade, hulle gaan vir
PhD's wat natuurlik praat van professorgrade en ons dink dat ons suksesse lê daarin. Maar jou sukses is doodeenvoudig in die raamwerk van God se woord opgesluit. En hier is vanaand 'n paar sleutels wat ons deur gaan gee vir u, en u kan gerus vir u boek en 'n pen kry om dit natuurlik net te parafeer sodat u op dit kan gaan agslaan, gaan lees en leef en die manifestasie van dit gaan ervaar. Hoor gou mooi, kom sê ek 'n manifestasie. God sê in sy woord, hy sê waarna toe ek my woord stuur, sal dit nooit ledig terugkeer nie. Dit is duidelik dat die woord, elke woord van God het 'n manifestasie. Hoor wat skryf hy binne in die boek van Spreuke 30 vers 5. Hy sê elke woord van God is gelouter. Ek gaan dit weer herhaal. Elke woord van God is gelouter. So dit het 'n manifestasie. Maar kom ons lees saam en dan bid ons en u is saam met ons vanaand op koers met die woord van die Here. Skryf in die boek van Filippense hoofstuk 4 vers 7. Skryf Paulus aan die Filippense hierdie woorde en hy sê, en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook mag wees, bedink dit. En wat julle geleer en ontvang en gehoor en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Vader, sien die woord. Vader, salf my tong en lippe van klei, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart u welgevallig wees. In Jesus naam. Here, is mense wat sit in 'n nood, mense wat sit in omstandighede, u woord breek jukke. U woord is 'n lig vir ons pad en dis 'n lamp vir ons voete en dit bring ons, Here, uit duisternis uit. Seën ons vanaand en hulle wat ingeskakel is op hierdie program in Jesus naam. Amen. My liewe vriend, ek lees hierdie gedeelte rondom wat Paulus skryf en Paulus gaan onmiddellik waar hy sê, kom ons kry ons denke heeltemal in lyn soos God dit wil hê. Waarom? Waarom is Paulus gefascineerd aan hoe ek en u moet dink? Ons gaan kyk in die boek van Spreuke 23 vers 7, skryf die wyse Salomo hierdie gedig, en waar hy dit skryf, hy sê, wat 'n man bedink, dit bekom hy of dit betree hy. Ek voel hy salwing. What the man think he become, die is die krag van jou denke. So as jou denke reg align word, dan sal jou platforms van die toekoms jou laat gaan tot die kamers van sukses. En hier gee Paulus die sleutels om hierdie kamers reg te kry, sodat ek en u die platforms van sukses kan betree. Ons kan gaan lees ook in die boek van Psalm 1, hoe belangrik invloed is op ons lewe. Invloed affekteer jou gesonde denke. En daarom kan ons ook sien dat God aan Dawid bekend maak. Hy sê die man wat sy geselskap kies, vir hom is daar 'n seun verniet, wat in sy skoot val. Ja, jy het my reg gehoor. Daar is 'n seun wat verniet in jou skoot val, as gevolg dat jy die regte companies kies, waarmee jy jou mindset laat effekteer. Kom ons kyk wat skryf hy in die boek van Psalm 1. Hy sê, welgeluksalig is die man. Die woordjie welgeluksalig beteken geseënd is die man. Nou die woordjie, because if you read in the English version, it mentions something like this. He said, blessed are the men
Blessed are the men. So welgeluksalig gaan gepaard saam met die blessing van die Here. Hy sê, geseënd is die man wat nie sit in die kring van die spotters, staan op die weg van die sonders, sit in die raad van die goddelose nie, maar wie se behaag in die wet van die Here is. My vriend, daar is 3 mense wat die Here wil hê, jy moet uit jou lewe uitkry, want hulle kan jou denke verongeluk. En wat jy gaan dink, dit gaan jy raak in die lewe. Dis wat die skrif sê. Die skrif sê, wat jy dink, so dinamies is jou denke, so kragtig is jou denke, want dit wat jy bedink, dit gaan jy raak. 2 dinge wat jou vat in 'n destiny, is jou naam, want jou naam is 'n belydenis. Ons kry mense wat die mooiste name kies vir hulle kinders, maar so sonder kennis, so sonder insig, want 'n naam het 'n betekenis, en die betekenis is die belydenis wat jy op jou kind sit. Verbeel jou kind se naam het 'n baie mooi hoë naam, maar die naam uiteindelik, sy betekenis eintlik armoed. Elke keer as jou kind roep jy eintlik armoed. Armoed, so jy bely elke keer armoed. En haar kind kan nie deurbreek nie, want jy het hom eintlik vervloek by sy naam. Daarom kan ons sien dat die Bybel sê, dat God homself het vir sy eie seun 'n naam gekies, bo alle name. En daarom kan ons ook sien, dat daar sekere manne in die Bybel, wie se name moes verander word, sodat dit wat vir hulle 'n vloek was, 'n seën kon raak. Soos byvoorbeeld, Abraham was eers Abram, voordat hy Abraham geraak het. Want die naam Abraham het gemaak dat hy onvrugbaar is, want die belydenis op hom, het hom onvrugbaar gehou. Die naam Abraham, vader van baie geslagte, en die deurbraak het gekom, want die belydenis het God oor sy naam verander. Toe Joshua, voordat hy leier raak, was sy naam eers Hosea, en die Here sê vir Moses, ons het hom nodig vir die volgende, maar sy naam moet jy verander, van Hosea na Joshua. En kyk die resultate, die eindresultate was fenomenaal. Ons gaan kyk na Paulus. Voordat Paulus was hy eers Saulus, agtervolger van die geloof. En toe hy Paulus raak hy navolger van die geloof. En so kan ons aangaan. So dit is een van die dinge wat jou ook vat tot in jou destiny. Maar jou denke is belangrik. That's why God wants you to choose your mind shapers. Because why? Your companies bring you to a point and place in your life to be exposed to mind shapers. En daarom sê die Here, ek gee jou 'n seën as jy die spotter van jou weghou. Ek gee jou 'n blessing as jy die sonder uit jou kring uithou. Ek gee jou 'n blessing as jy die goddelose elimineer in jou company. Ek is dankbaar vanaand vir die Here, dat hy hierdie woord aan u toevertrou, sodat u deur die woord kan kyk, en jou eie lewe opweeg, en verstaan, wat gedagtes en plan, die Almagtige vir jou het. My vriend, hier skryf Paulus, en Paulus sê, as jy dan wil dink, as jy dan wil die regte goed dink, as jy dan moet bedink, dan moet jy hierdie dinge bedink. En ons kyk na dit wat Paulus vir ons hier gee, hy sê, en die vrede van God, nou die woordjie vrede, beteken shalom, en shalom beteken eintlik, nothing broken, nothing missing, all spiritual blessings restored on your life. So die naam vrede beteken eintlik restaurasie. Nou as ons in die boek van Levitikus gaan lees, dan praat dit oor die wet van restaurasie. As die dief kom en het een skaap by jou gesteel, en hulle vind uit wie die dief is, dan moet daar die dief, vir haar die een skaap moet hy 7voudig moet hy vergoed. So in die plek van een skaap moet hy 7 skape vir jou teruggee, sodat hy jou gemoed weer in balans kan bring, en vir jou kan restore in jou joy. My vriend, en hierso praat Paulus, hy sê, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, hy sê, wanneer hierdie restaurasie van God kom, oor jou verstand, want jou verstand is condemn,
Jou verstand bedink die negatiewe, die vuilheid van die aarde, die slegheid van mense. Hy sê, nou wil ek wil dit reg kry. Ek wil hê, jy moet dit reg kry, want hier vanaand, of nou dat jy Christus ontdek het jy nodig om jou, the renewing of the mind, die hernuwing van die denke. Jy het nodig om jou mind reg te kry, want waarheen God met jou op pad is, vat God jou in die kamers van suksesse, wat deur die Sabbat alreeds vir ek en u voorberei is. Kom ons kyk hierna. Hy skryf, sê verder, broeders, alles wat waar is. Nommer 1, die Bybel sê die waarheid maak jou vry. So wat ons moet doen, ons moet die waarheid bedink. Baie keer kom die duiwel en hy versoek ons en hy gaan so ver om jou te tempt om 'n leuen te vertel. Maar jy moet jou gees beoefen en jou gees word beoefen met jou denke om die waarheid te oordink en die waarheid te lewe. Want as jy begin te dink aan die waarheid en jy begin te leef die waarheid, dan begin jy totaal in vryheid wandel. Want die Bybel sê die waarheid maak jou vry. Paulus gaan selfs verder, hy sê, in hierdie woord, hy sê, alles wat bedink, alles wat waar is, alles wat eerbaar is. Nou, eerbaar is dinamies. Ek gaan lees die woordjie eerbaarheid, en ek gaan kyk ook in die wette van eer, met ander woorde, the law of honoring. In die Hebreëse taal beteken honoring to enter life. Nou, Jesus Christus het na die aarde gekom om 2 tipe lewens in die aarde te bring. Life abundance en eternal life. Life abundance, dis waarom hy sê in die boek van Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel, te slag, te verwoes en te vernietig. Maar die seun van die mens, wie Jesus is, het gekom om vir ons lewe, hy is die saligheid, life eternal, en lewe in oorvloed te gee. Hy het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. En hier kan ons sien, dat wanneer ons eerbaarheid begin te beoefen, dan open ons die deur to enter life. En dit was geen wonder dat God het seker gemaak dat hy vir Moses in die tyd van afsondering gekry het en vir Moses gesê het, hierdie wet, die moet 'n wet raak onder julle, dat julle dit by julle kinders inskerp. Die moet by die kinders ingeskerp word, want die kind moet dit vat in die generasie. Want as dit by die kind kom, sal die kind dit deel maak van sy natuur en sy goddelike karakter, en hy sal weet dat dit moet in die bloedlyn getransfer word. Nou, hoor gou die law of honoring, dit is een van die dinge wat God gesê het. Sê die aan hulle, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word. Okay, my dae kan verleng mag word, maar wie gaan die verantwoordelikheid dra vir die voorsiening van hy verlengde dae? Die Here sê, as ek dit gesê het, sal ek ook die voorsiening van dit in plek sit. So, daar is al reeds voorsiening, in elke belofte, in elke beginsel, wat jy beoefen, is daar 'n voorsiening in plek gesit, sodat jy, so ver jy gaan, en jy onderhou het, so sal daar 'n manifestasie in die beginsel wees, wat elke dag voorsiening bring uit die aarde uit die 4 windstreke uit, na jou toe. Baie mense verstaan nie, as die Here sê, ek sal opdrag gee, aan die 4 windstreke, om te voorsien in jou. Want in die 4 windstreke is daar 4 watches, daar's engele, en die engel in die noorde, die engel in die suide, die engel in die weste, die engel in die ooste, hulle kontrol die rykdom van die aarde, en hulle hou dit vas. Maar as God dit die opdrag gee, dan moet hulle dit na jou toe release, en 'n transfer. So, if you honor, as jy kan eer, then you will enter life abundance. Ek het gesê, die woord is hoe om jou sukses te betree. Baie mense sê, we're not going to preach a prosperity gospel. Ons praat nie oor 'n prosperity gospel nie. But let me tell you, make it clear with you, we are serving a prosperity God. Hy's 'n God wat alles het. Die Bybel sê, die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here.
Ja, is wêreldsgoed, materialistiese dinge. Maar waarvan kom die materialistiese dinge? Kom ons stoele waar ons tafels, ons meubels, kom dit die aarde uit nie. Kom daar die staal en daar die raamwerke, waarvan motors en engines, kom dit uit die aarde nie. Die olie, die petroleum, die diesel, die gasse, kom uit die aarde. Hy sê die aarde en die volheid daarvan behoort aan my, die Here. So as ons by God vertoef en ons bly in die beginsel, dan betree ons die voorbereide platforms van sukses wat God alreeds vir sy kinders in plek gesit het. As ons die beginsel betree en dit onderhou en respekteer, dan betree ons so 'n platform en ons gaan in sukses. Kom ons kyk verder. Wat skryf Paulus? Hy sê alles wat eerbaar is, nou weet ons, die law of honoring, we need to apply it. We need to apply it in our life to enter success. Kom ons kyk hierna. Hy sê, alles wat regverdig is. Hoor gou mooi. Die Bybel sê, die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskut. Mense, julle verstaan nie die ding nie. Die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskut. Die naam van die Here het alles is in daai naam opgesluit wat jy nodig het. All the human need is locked up in the name of Javeh. Hoor gou mooi, Jehovah Jireh, die God wat voorsien. Jehovah Rapha, die God wat gesond maak. Jehovah Nissi, die Here ons banier. Jehovah Shalom, die God wat restoreer. Dit is wie die Here is. Is powerful. Die regverdige, die naam van die Here is 'n sterk toring. So daai naam is voorberei en gegee vir die regverdige. Nou sê Paulus, bedink geregtigheid. Leef in geregtigheid, soek geregtigheid, praat oor geregtigheid, sodat jy jou mind as 'n geregverdige 'n lyn kan kry, sodat jy dit beoefen, dat jy die manifestasie van dit kan ervaar. As jy die manifestasie van geregtigheid het, dan sal jy voorsiening ervaar uit die naam het. Jy sal genees wees elke dag. Jy sal beskutting het, al kom die enemy links en regs. Daai naam is gegee aan jou, om jou te beskerm. Ons gaan verder, wat skryf Paulus? Hy sê, alles wat rein is. Wat skryf in die boek? Wat skryf in die boek? Hoor wat skryf in die boek? Alles wat rein is. Hy sê, wie mag staan op my plek? In die boek van Romeine, wie mag staan op my plek? En selfs in Jesaja, alleenlik hy wat rein is van hart, skoon van gedagte. As jy bedink die reinheid, jy streef om altyd vir jou skoon te hou van alle dinge af, dan bring jy vir jouself waar jy allow word om in die teenswoordigheid van God te staan. So waar jy gaan, sal jy altyd 'n plek het waar God ook is. So as jy kom op die plek om rein te wees, dis die plek waar God dwaal. Dis die plek waar God hom gaan openbaar. Dis die plek waar God hom gaan realiseer. Dis die plek waar God hom gaan bewys. Dan skryf Paulus, hy sê alles wat lieflik is. Onthou, lieflikheid gaan gepaard saam met 'n geur. En Paulus skryf, hy sê, julle is geroep om 'n aangename geur te wees in hierdie wêreld. Waar jy loop, moet jy dit bedink, en jy moet ook vir jou denke, jy moet dit oordink, sodat jy die lieflikheid van God met jou kan dra. Laaste een wat ek wil aanraak, hy sê alles wat loflik is. Weet jy wat? As jy bedink loflikheid, is waar jy jou hand op iemand se skouer kan sit. Weet jy wat? Want daar's baie mense wat beïnvloed is met die negatiewe. Baie mense is beïnvloed, want die lewe waarin ons lewe is surround met negativity. En baie mense is onder die invloed van negativiteit. En kyk wat gebeur. Hier kom jy, en jy bedink wat loflikheid is. As jy by jou broer kom, as jy, weet jy my broer,
Jy's 'n geseënde man. Jy's die beste persoon wat ek nog ooit ontmoet het in die teenswoordigheid van die Here. Daar is 'n gawe en daar is 'n seën op jou lewe vir dit en vir dat en vir dat. As jy iemand bou, dan bring jy die lof in hom op, waar jy vir hom wys dat jy wys sy loflikheid aan hom. En as jy wegstap, dan het jy daai man laat voel meer as 'n man wat 1 miljoen rand ontvang het. En dit is wat die Here wil hê ons moet wees. Nou skryf Paulus aan die einde en hy sê, bedink dit. Bedink dit. Die krag van jou denke neem jou in jou wêreld van sukses. As jy vanaand gereed is, my vriend, baie keer het jy jou gesurround met negatiewe geselskap. Ons wêreld is negatief. Skakel jy die televisie aan, dis negatief. Satan het al soveel veld gewen, want as jy op jou foon gaan kry negatiewe boodskappe, alles rondom jou is negatief, want hy wil jou bring in 'n soeier, dat jy negatief kan dink, want hy weet, wat sê God se woord, what a man think he become. So dit is baie keer, is dit so belangrik, dat jy moet wegkry van ander mense, wegkry uit die samelewing, sodat jy jou surround met gesonde geselskap. As jy die woord lees, dan bring jy jouself in die teenswoordigheid van konings en profete. As jy Dawid se boek lees, dan bring jy jouself op 'n platform om te sit in die geselskap van 'n koning. As jy Salomo se boek lees, dan bring jy jouself in die geselskap van 'n koning. En dit wat jy jou surround mee, dit gaan jy bekom. Is jy gereed vanaand, my vriend, om jou sukses te betree? Is jy gereed vanaand om te sê, Here, dit is wat ek wil beoefen, my gees wil ek beoefen, in my denke, om dit te bedink, sodat ek die manifestasie van dit kan ervaar. My vriend, ons is ten einde van hierdie woord vanaand, en as jy vanaand gereed is, om so besluit te maak, wil ek vir jou vanaand waarborg, dat jy gaan definitief die manifestasies van dit ervaar, en jy sal my bel op hierdie nommer. Jy sal my bel op my nommer, en jy sal sê, pastoor, net soos jy gespreek het, so die Here aan my gedoen. Kom ons bid saam, en ons vertrou die Here vir daardie deur. Vader, baie dankie vir hulle wat vanaand gekom het, wat gekom het om te kom luister na die onfeilbare woord van die Here. Wil jy vanaand, Here, ons kom seën, wil jy hulle wat vanaand ingeskakel is op hierdie program Kruiskyk, Here, wat inkyk op hierdie boodskap, wil jy hulle vanaand seën, Here, wil u woord, Here, die krag van dit laat manifesteer, dat hulle die getuie van dit sal dra, wanneer hulle dit beoefen. Hoe groot en geweldig is dit, wanneer 'n mens reg dink in hierdie lewe. Want die woord sê, what a man think, he become. Wat 'n man bedink, dit bekom hy. Ons maak los u krag op u woord, want dit is u woord wat dit spreek. In Jesus naam, amen. Van my kant op Pastor Swarts, mag die Here u ryklik seën, en u moet 'n geseënde week hê. Tot volgende week sien ons mekaar weer op die kassie. God bless. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.